Sê. Goeiemôre. Ek dink as daar een gebed vir kan ons 'n bietjie nader sit. Die wat so net aan die kant sit, dit ons net so anders moet my kop heeltyd so gaan en dan 'n klomp leesstoele in die middel kry. Baie welkom die wat aanlyn saam met ons is vanoggend. En ons loof die Here saam. Kom ons bid net saam voor ons begin. Uit U en deur U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hier so saam kan wees. Here, dankie dat U goed is vir ons. Here, dankie dat ons 'n tyd van rus kan hê. Dankie dat ons ook saam kan wees vanoggend as broers en susters in U. Here, seën hierdie tyd saam, seën ons tyd in U woord. Leer ons, Here, spreek tot ons, o Heilige Gees. Gaan ook met elkeen wat nie hier is vanoggend nie, wat dalk nie lekker voel nie, dalk hartseer is hierdie tyd van die jaar, Here, wees met hulle elkeen. Wees ook met die wat met vakansie is, dat hulle weer veilig sal terugreis, en dat hulle goed uitgerus sal wees vir die nuwe jaar wat voorlê. Here, seën ons, sodat ons 'n seën vir ander kan wees. Ons bid dit in die groot naam. Amen. Goed, kom ons sing en ons loof die Here saam. Julle sal maar saam met ons staan en dan kan ons sê die hemel is die heerser. Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy's die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof wat U regeer. U regeer. God is hier teenwoordig, laat ons bidde nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in stilte hom ter ere. En wie omring? Wie
Vanoggend gaan ons saam lees uit Maleagi. Ons gaan ek het die boek in 2 verdeel. Jy kan seker heel wat meer preek het nooit, maar ek het besluit om hierdie Sondag en volgende Sondag dat ons so deur een hele boek werk en 'n paar punte uitlig uit Maleagi. Nou Maleagi, soos jy sal weet, hopelik is die laaste boek in die Nuwe Testament, Ou Testament, Nuwe Testament, dit is Openbaring. Ou Testament en dit is nogals interessant want net hierna is daar hierdie 400 stil jare. En dan is dit Kersfees. As ons nou maar kan sê in ons terme, dan word Jesus gebore. So in hierdie 400 stil jare word 400 stil jare genoem nie omdat God nie aan die werk was nie, maar net omdat hy nie deur profete en deur manne en vroue van God gespreek het nie. Sodat dit gelyk van buite af asof God weg is, asof hy nie daar is nie. Maar hy was eintlik aan die werk. Maar dan kom ons by hierdie laaste profeet en dit is vir my dit nogals opgeval om te dink aan wat sê God deur die laaste profeet? Wat is sy laaste woorde dan voor Jesus gebore word 400 jaar later? Wat is sy direkte woord aan sy mense? Nou Maleagi beteken boodskapper, die woord. So daar is nou verskeidenheid. Ek wil nie te veel in die teologiese goed ingaan nie. Party mense sê dit is dalk nie sy naam Maleagi nie, maar dat dit net boodskapper was. Dat hy net 'n boodskapper, maar nou weer ander sê nee, dit was wel Maleagi. Daar word 2 keer gepraat van boodskappers, 2 vers 7 en 3 vers 1 word ook hierdie woord boodskapper gebruik. Nou ons weet 'n profeet is 'n boodskapper van God. Hy spreek God se woorde. Hy praat namens God. En dan so ietsie van die agtergrond. Miskien moet ons eers lees. Kom ons lees eers en dan praat ons so 'n bietjie nog verder oor die agtergrond. Kom ons lees eers hierdie stuk saam. Dit is 'n langerige stuk, maar hy lees redelik maklik, glo ek. 'n Profeet, 'n profesie. Dit is die woord van die Here tot Israel by monde van Maleagi. Ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het u ons lief? Die uitspraak van die Here is Esau nie Jakob se broer nie? Tog het ek Jakob lief. Maar van Esau het ek 'n afkeer en ek het van sy bergland 'n verlate plek gemaak. Sy erfdeel 'n plek vir die woestynjakkalse. Ja, Edom sê, ons is verpletter, maar ons sal weer die pynhope opbou. Maar so sê die Here, heerser oor alle magte. Hulle kan maar bou, maar ek sal afbreek. Hulle sal die goddelose gebied genoem word en die volk vir wie die Here vir altyd vervloek het. Met julle eie oë sal julle dit sien en hulle sal self erken, die Here is groot buite die grense van Israel. 'n Seun respekteer 'n vader en 'n dienaar sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is die respek wat my toekom? As ek die opperheer is, waar is die ontzag vir my? Die Here, heerser van alle magte sê, dit geld vir julle priesters wat my naam minag, maar julle vra, hoe minag ons u naam? Julle bied besoedelde voedsel aan op my altaar en dan vra julle nog, hoe het ons u verwerp? Omdat julle dink dat die tafel van die Here maar geminag kan word? As julle 'n blinde dier as offer aanbied, is dit mos nie verkeerd nie, en as julle 'n mank of siek dier aanbied, is dit mos nie verkeerd nie. Bied so iets vir jou streeksgouverneur aan. Sal hy jou aanvaar? Sal hy jou goedgesind wees teenoor jou? Vra die Here, heerser van alle magte. Sou julle God dan nou gunstig stem dat hy ons genadig kan wees terwyl julle so iets doen? Sal hy die julle toedoen goedgesind wees? Die Here, heerser oor alle magte, het dit gesê. Was daar maar iemand onder julle wat die tempeldeure kan toesluit, so julle die vuur op my altaar verniet aan die brand steek nie? Ek is julle nie goedgesind nie, sê die Here, heerser oor alle magte. 'n Offer uit julle hand is nie vir my aanvaarbaar nie. Immers, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, is my naam groot onder die nasies, en op elke plek word reukwerk en 'n reinoffer aangebied vir my naam, want my naam is groot onder die nasies, sê die Here, heerser oor alle magte. Maar julle ontheilig my naam, aangesien julle dink die tafel van die Here is besoedel oor wat dit bied, dink julle sy voedsel kan maar geminag word. En dan sê hulle, kyk watter moeite is dit nie, en julle skat dit gering, sê die Here, heerser oor alle magte. Julle bring diere wat geroof en mank en siek is, en bied dit as 'n offergawe aan. Moet ek dit uit julle hand aanvaar? Vra die Here. Vervloek is iemand wat bedrieg deur 'n gelofte af te lê, maar 'n verminkte dier aan die Here offer, terwyl daar 'n manlike dier in sy kudde is. Ek is immers die groot koning, sê die Here, heerser oor alle magte, en my naam wek ontzag by die nasies.
hoofstuk 2. Daarom dan, vir julle geld hierdie beslissing, priesters, as julle nie luister nie, en dit nie ter harte neem om my naam te eer nie, sê die Here, heers oor alle magte, sal ek 'n vloek onder julle instuur, en ek sal dit vir julle tot seën moet wees vervloek. Trouwens, ek het dit reeds vervloek, omdat julle die saak nie ter harte neem nie. Kyk, ek gaan julle en julle nageslag teregwys, ek gaan pensmis in julle gesigte spat, die pensmis van julle feesoffers. Ek sal julle uit my teenwoordigheid verwyder, dan sal julle besef, dat ek hierdie beslissing oor julle gebring het, sodat my verbond met Levi kan bly bestaan, sê die Here, heerser oor alle magte. My verbond met hom was bedoel om lewe en vrede te gee. Ek het dit aan hom gegee om ontsag te wek. Hy het vir my ontsag gehad en vir my naam het hy gesidder. Betroubare onderrig in die wet het uit sy mond gekom en onreg is nie op sy lippe gevind nie. In vrede en opregtheid het hy saam met my geloop en hy het baie laat afsien van sonde. Die lippe van 'n priester moet immers kennis in stand hou. Mense soek onderrig in wat hy sê, omdat hy 'n boodskapper is van die Here, heerser oor alle magte. Maar julle het afgewyk van die pad en baie mense laat struiker deur hulle onderrig. Julle het die verbond met die Lewiete geskend, sê die heerser, Here, heerser oor alle magte. Op my beurt sal ek julle veragte en vernederde mense in die oë van die hele volk maak, omdat julle nie nougeset op my paaie bly nie. Menslike voorkeure laat geld in die onderrig van die wet. Dit is die woord van die Here. Vreeslike stuk. Ek hoop nie te swaar vir die tyd van die jaar nie, maar kom ons gaan kyk. Soos wat ek gesê het, as ons, ek weet nie of julle kan sien daar nie, net so bietjie van die agtergrond. Ek hou altyd van die agtergrond te gee. Party sal die prentjie nou al baie ken. Ons weet Salomo het geheers in so 971 voor Christus. Dit was een koninkryk, die noorde en die suide, al 12 stamme, die tempel is gebou. En dan weet ons na Salomo as gevolg van die Here wat vir hom sê, ek is teleurgesteld in jou. Jy het die liefde, jy is my nie so lief soos jou vader Dawid my lief gehad het nie. En ek gaan jou koninkryk in 2 skeer. En dan skeer hy hom in 2 na Salomo, met die noordelike ryk, 10 stamme in die noorde, 2 stamme in die suide. En dan weet ons, profete kom dan. Profete kom na die noorde toe, Israel, en na die suide toe, Juda, en hulle kom smeek by hulle om terug te kom na die verbond met God. Maar dan sê hulle ook, as julle dit nie doen nie, gaan daar straf kom. Vir die noorde sê hulle, die Assiriërs gaan kom en julle wegvoer. Vir die suide sê hulle, die Babyloniërs gaan kom en julle wegvoer. En ongeveer 200 jaar in die noorde, profete wat kom, luister nie, word weggevoer na Assirië toe. Suide, omtrent so 300 plus jaar, Juda word weggevoer na Babylon toe. En die tempel word vernietig deur die Babyloniërs. En dis omtrent in so ongeveer 586 voor Christus. So 586 jaar voor Christus gebore is. So omtrent 180 jaar voor hierdie profetiese boek geskryf is hulle weggevoer. Maar dan weet ons kom hulle ook terug. Dan gebruik God eintlik, dis wonderlik om daai geskiedenis te ken, gebruik hy hierdie heidense Persiese koning om eintlik die nasies wat deur Assirië en Babylonië na die noorde toe saamgetrek is om hulle vry te stel, sodat hulle weer kan teruggaan na die plekke toe waar hulle vandaan kom. En so word die Judeërs ook teruggestuur dan in 3 fases. In omtrent so 538 voor Christus, dan weer in 458 en dan weer in 445 voor Christus word trek van hulle terug Jerusalem toe. En dan begin hulle te herbou. So die tempel word herbou in 516 voor Christus, word die tempel herbou. Nou as jy gaan lees daar, Esra, wat skryf van hoe die jong manne juig as hulle die tempelfondasie sien, en die ou manne huil. Want die ou manne, onthou hulle was net so 70 jaar weg, so hulle was nog kinders gewees, toe hulle weggevoer is, hulle het die tempel van Salomo gesien, nou bou hulle die nuwe tempel, as jy fondasies kyk, dan kan jy mos maar min of meer sien hoe groot dit gaan wees, en hier sien hulle nou, hierdie tempel is nie naby Salomo se tempel nie, maar hy word herbou, en Jerusalem word herbou, en die offers word weer gebring, so alles word weer herstel, dis eintlik 'n tyd van hoop, veronderstel om te wees, dat is dalk iets niets, natuurlik word hulle nog steeds regeer deur die Persiese regering, en daarna kom die Grieke, en dan die Romeine, en so volg hulle op in hierdie 400 jaar, dis die tydperke waarvan Daniël praat, ons het vroeër in die jaar, daaroor het André gepreek, oor hierdie tydperke wat volg, maar vir hulle is dit veronderstel om te hoop te wees, maar dan sien ons, Nehemia skryf byvoorbeeld, wat in dieselfde tydvlak leef as Maleagi, kom en dan sê hy praat ook teen die onreg wat die priesters doen.
Hy praat teen egskeiding, hy praat teen Sabbat, hy praat teen die ampte van die priesters wat nie volbring word soos dit veronderstel is om te wees nie. En dan dieselfde vind ons hier in Maleagi. Daar's iets diepliggend wat verkeerd is. Alles word gedoen, dit lyk so, die tempel, soos ek sê, die tempel, die mense kom tempel toe, die offers word gebring, alles word, maar daar's iets, amper sê ek vrot, onder, en dis wat God wil uitlig. Iets is nie reg nie. Iets is nie reg nie. En hoe begin hy hierdie, ek wil sê amper brief, maar hierdie woorde aan hulle? Hy begin dit deur sy liefde aan hulle te verklaar. Julle sal onthou, God verklaar sy verbondsliefde. Wat sê hy vir hulle? Ek het julle lief. Ek het julle lief. En dis die wonder wat ons reg deur die skrif kry, is hierdie woorde van God se genade wat altyd daar is. En hier begin hy dit eintlik, voor hy met hulle raas, kan jy sê, begin hy deur vir hulle sê, ek het julle lief. En dan, maar wat sê hulle? Julle sal sien aan die teks, as jy weer die teks gaan lees, ek aanmoedig het ons weer vanmiddag of voor volgende week hierdie teks, dan sien die hele boek word so opgedeel in drie gedeeltes. God sê iets, hulle het 'n teenspraak en dan gaan hy breedvoerig daarop uit. Dis 'n interessante formule wat eintlik so deurhardloop. So hulle kom, God sê, ek het julle lief. Hulle sê, hoe het U ons lief? Bevraagteken sy liefde. Daar's 'n koudheid. Daar's iets van hierdie verhouding is nie meer daar nie. Dis afgestomp. En tog, as hulle net so kan terugkyk, dan sien hulle eintlik die hele geskiedenis lê agter hulle. Die hele geskiedenis van Abraham, Isak, Jakob, Egipte, die beloofde land, die profete, die verbond, al die goed lê daar. Hulle sien hoe God se liefde, hoe hy elkeen na hulle uitreik. God kies hulle elke keer. Hy staan by sy mense, hy los hulle nooit nie. Ook in die slegte tye, in die tye wanneer hulle afdwaal, in die tye wanneer hy hulle waarsku en dan selfs moet straf, bly hy daar. Ons sien dit, elke keer stuur hy mense om hulle dit bevestig dat hy met hulle is. Hy bring hulle terug soos hy beloof het, uit die ballingskap. Maar nog steeds die vraag, hoe het U ons lief? Dink jy nie, baie keer is dit ons vraag ook nie. Baie keer wonder ons, ek weet nie van U nie, waar is die Here? Is hy nog regtig lief vir my? Gee hy nog regtig om? Veral dink as ons deur swaar tye gaan, deur moeilike tye, dan wonder ons, is hy daar? Is daar niks goeds wat die Here vir my kan gee nie? Jy sien, geestelike koudheid begin wanneer ons sig verloor van God se getrouheid, sy liefde en genade. Wanneer ons oë afwyk van wie hy is. Wanneer ons oë afwyk van wie hy is, word ons koud. Wanneer ons sy genade vergeet, word gehoorsaamheid 'n taak. Wanneer ons God se genade vergeet, word gehoorsaamheid 'n taak. Dis soos, die Engelse woord kom weer op, dit word 'n slep. Dis moeite om gehoorsaam te wees. Maar dis wanneer ons sy genade vergeet, ek het julle lief. En wat vir my nogals opkom as ek daai woorde sê, ek het julle lief, dan dink ek onmiddellik aan Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan daaruit natuurlik Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ek het julle lief. En dan kies hy, net soos hy aan die begin, en dis die moeilike gedeelte, en ek wil nie te veel daarin gaan, ons kan dalk weer in die jaar ergens hieroor praat, maar daai moeilike gedeelte wat hy in die begin, in die eerste 5 verse, wat hy sê, ek kies Jakob, en in die ou vertaling het gestaan, ek haat Esau. Ek haat Esau, dis harde woorde. Maar nou sê die ouens vir ons, en miskien kan die mense wat meer die semitiese tale en goed ken, sê vir my, dis amper 'n uitdrukking, semitiese uitdrukking, wat eintlik maar segswyse, wat sê dat Jakob anders is as Esau. So ons moenie dink dat dit gaan nie hieroor, dis nie emosioneel nie. As hy sê ek haat, ek kies een, dan is dit net eintlik, God maak 'n besluit, en hy hou by sy besluit.
Hy het Jakob gekies en hy sal deur Jakob werk. Dis sy plan. En dit moet ons weet, en dis wat hy eintlik vir hulle herinner aan. Julle sê ek het julle nie lief nie, maar ek het julle van die begin af gekies. Julle is myne. Ek het daai besluit geneem. Niemand anders nie. Nie deur julle goedheid nie. Nie om julle so wonderlik is. Die ander het Sondag, Kersdag gepreek, die geslagsregister. Daai geslagsregister van Jesus kyk, nê. Dan sien ons mans en vroue wat eintlik glad nie daar hoort nie. Maar God het hulle gekies om deel te wees van hierdie plan. Dis sy keuse. En dis wat hy vir hulle probeer sê, dis my keuse. En daarom kies hy ook, as hy dan sê in Matteus 3 sê, daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dis my geliefde seun. Hy het Jesus gekies. Hy het sy seun gekies. Hy het besluit van die begin af, sy seun sal vir ons kom sterf. Oor wie ek my verheug. Dis my seun oor wie ek my verheug. En dan daardeur kies hy ons. Galasiërs 3. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrye is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus Jesus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Ons is gekies deur Christus. So, as jy op oomblikke voel dat jy alleen is, voel dat jy of die Here ver is, moenie dat onthou paar goed. Omstandighede, moenie dat omstandighede jou gevoelens bepaal nie. Ek weet dit doen, maar sny dit. Onthou God se trou oor tyd, geskiedenis. Kyk na jou lewe. Iemand het een keer, ek dink is Blackaby, het 'n boek geskryf het Experiencing God en hy het gepraat van geestelike merkers. Ons moet so geestelik, ons sulke penne inkap wat ons onthou. Want as ons op hierdie moeilike tye kom, moet ons na daai moet ons so terugkyk en dit onthou. Dis wat die God van Israel vra. Kyk terug, onthou. Onthou. En dan reageer op hierdie gevoelens, reageer op genade, reageer op God se genade, op God se keuse vir jou, deur eerbied, deur ontzag vir hom te hê. En dis juis waaroor hierdie hele boek eintlik gaan. Hierdie hele profetiese woord gaan eintlik oor die ontzag, die eer vir God. So kom ons kyk dan na die tweede punt wat hier uit dan vloei. Dan kan ons nou kyk na sy God konfronteer die oneer in die aanbidding van hom. En dis waarom hy dan by vers 6 begin. Want hy wat hy daar sê, hy sê as ek is 'n vader aan sy, hy praat oor sy vader en 'n seun wat eer aan sy vader betoon, 'n dienskneg en 'n meester. Dis wie hy is. Maar daai verhouding is mooi, nee, dis vader en sê, hy begin nie met die dienskneg en dienaar nie, hy begin met die vader en 'n seun. Dis 'n verhouding, dis 'n persoonlike verhouding wat hy het. En hy praat baie reguit met hulle. Dis amper so 'n hofsaaltaal, so as wie 'n regter staan en vir hulle sê, julle is skuldig aan 'n klomp goed. Julle bring oneer aan my naam. Julle verag my altaar. En julle hanteer aanbidding ligtelik. En dan sien ons daar, die probleem is al hierdie offers van onrein, blinde, siek en lamoffers, afskeepoffers. Nou as jy, dink nou net, as jy nou 'n skaapie het, 'n lammetjie het wat siek is, dan weet jy, hy gaan in elk geval sterf, nê. So jou verlies is klaar daar, jy het hom klaar verloor. Nou bring jy die lammetjie om vir die Here te offer, want dit kos jou niks eintlik nie. Want hy's klaar, hy's daarmee heen. Hy gaan dit nie maak deur die nag nie. Nou bring jy hom as 'n offer, en wat beteken dit? Dit kos jou niks. Dit kos hulle niks. Hulle bring die afskeepgoed. Die goed wat in elk geval weggegooi sou word. En dan kyk ons, hoe antwoord hulle? Amper sarkasties, nê. Bring so iets vir jou goewerneur. Bring so iets vir jou president. Bring so iets vir jou koning. Dan kyk jy wat gaan hy doen. Geef vir hom die afskeepgoed. Dan kyk jy wat doen hy. Dis te vir hulle sê. Op daai tyd was hulle onder hierdie heersers nog wat gekom het, daai die noorde uit. Nou kom hulle daar, nou sê, gee nou vir hom so 'n swak, siek dier. Dan kyk jy wat gebeur. God verwerp aanbidding wat gemaklik is. Aanbidding wat jou niks kos nie. Gee ons vir God ons beste.
of gee ons die oorblyfsels? Die oorblyfsels van ons tyd, en ek moet sê, toe ek hierdie goed, kyk moes ek nou self in perspektief weer na kyk in my eie lewe ook. En dit is moeilik, gee ons die oorblyfsels van ons tyd. Wat is die beste tyd van jou dag? En hierdie ene worstel ek nog steeds mee. My beste tyd is in die oggende, so my nuwejaarsvoorneme, daar's 'n klomp nuwejaarsvoorneme hier rondom, om tyd meer saam met die Here in die oggend te spandeer. En dit is my beste tyd. Ek sê op die wakkerste eintlik in die oggend, my vrou sal weet. Wakkerste daar, in die aande kan ek nie maak nie. So my beste tyd is die oggende. Ander ousin is in die aand. Anders is dalk in die middel van die dag. En hierdie is nie wetties nie. Ons vra net, die vraag is net, ons moet bietjie reflekteer. So ek wil hê ons moet reflekteer hieroor. Wat is ons beste wat ons vir die Here gee? Ons energie? Gee ons die oorblyfsels van ons energie? Die oorblyfsels van ons vrygewigheid? Volgende week sal ons bietjie praat, as oor tiendes, maar ons gaan nie oor tiendes, gaan nie oor geld praat nie. Maar jy hoor hier so iets, dit gaan oor gesindheid. Dit gaan oor gesindheid. Besef jy weer eens, ek het julle lief. Onthou, dis die opskrif. Ek het julle lief, ek het genade betoon aan julle. En nou vra hy, hoe reageer julle daarop? Hoe reageer julle op die oorblyfsels van ons tyd, die oorblyfsels van energie, die oorblyfsels van ons vrygewigheid, die oorblyfsels van ons toewyding, is dit wat ons gee? Ons kan maklik skuldig wees vandag aan offers wat gemaklik is, in plaas van offers wat waardig is. Waardig vir 'n koning, waardig vir 'n Heer. Ek kan nou onmiddellik kom my kop op die wyse manne met die persente geskenke wat hulle, dit was waardig vir 'n koning. Dit was nie afskeep geskenke nie, dit was waardig vir 'n koning. Bonhoeffer het gepraat van 'n goedkoop genade. Weet jy of julle Bonhoeffer ken nie? Dit was in die Tweede Wêreldoorlog 'n Lutherse predikant wat in opstand gekom het teen Hitler en die afskuwelike goed wat hy gedoen het en later gesterf het ook daarvoor. En hy het 'n boekie geskryf, Cost of Discipleship. Nogals 'n moeilike boek om te lees, maar iets wat mens wel in jou, dis een van die klassieke boeke wat jy maar kan lees. Maar hy sê daarin dat genade is nie goedkoopie, dis verniet, maar dis nie goedkoopie. Want dit het God sy seun gekos. Dis vir ons verniet, maar dis nie goedkoop nie. Dis nie goedkoop nie. 1 Petrus 1 vers 19 sê, inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Laat ons dan, en dan sê Hebreërs, sê dan daarop, wat eintlik daarop uitvloei, kan ons sê, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Onophoudelik. So praise and worship. Worship is nie hier net in die kerkie. Dis nie die manier hoe ons sing nie. Dit is deel daarvan. Dis deel daarvan. Maar dis eintlik meer as jy daar by daai deur uitstap. Onophoudelik. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die manier hoe jy praat, die manier hoe ons dink, die manier hoe ons leef. Vers 10 tot 11, God verklaar dat sy naam groot sal wees. En dit is seker een van die mooiste gedeeltes, en hy herhaal dit 'n paar keer eintlik, wat hy sê, ek word deur die nasies geëer. Hierso in vers 11 is dit, en dan ook in vers 15 en vers 14. Die nasies sal my eer. My naam sal groot wees onder die nasies. Selfs wanneer God se eie mense, die wat hy gekies het, faal. Want dis eintlik wat hy probeer uitlig. Julle het gefaal. Julle het dit nie gemaak nie. Julle het nie nagekom wat ek van julle verwag nie. Wanneer hulle hom nie eer nie, sal sy doel nooit faal nie. Sy plan sal nooit faal nie. Want wat was God se plan van die begin af? Dat die nasies hom sal eer. Dat sy mense, elke skepping, eer aan hom sal bring. Dis God se plan. Israel was net deel, het was net 'n instrument. Israel was 'n instrument en hulle het gefaal. Daar moes iets beters kom. En ons weet, ons het hierdie week het gevier, die beter wat kom is Jesus Christus. En dis waarna toe hy eintlik verwys. Hy sê, die nasie sal my dan eer. Jy sien, God het nie ons aanbidding nodig nie. Hy verdien dit. Hy het dit nie nodig nie.
Hy verdien dit. Sy missie, sy plan is onstopbaar en glorieryk. Jy sien, hy het ons nie nodig nie. En sy plan gaan deurvoer. Maar ons is deel daarvan en daarom verdien hy dit, dat ons vir hom eer bring. Wanneer die kerk begin lou raak, en dis nogals, daar's baie ouens wat nou skryf daaroor, ek en Andre het nou die dag daaroor gepraat ook, hy het weer 'n boekie opgetel wat hy daaroor gelees het, oor die kerk se rol, wanneer die vuur in die kerk brand, dan brand dit om die lig vir die wêreld te wees. Maar baie keer raak hy flou, baie keer raak ons gemaklik. Dan sien ons baie keer goed uit onverwagte plekke kom. 'n Paar goed wat ek ervaar het al, is dat jy en is nog steeds aan die gebeur, waar in die Noord-Afrika en die Midde-Ooste imams en moslimvroue en mans drome het. Geen persoon wat aan hulle die evangelie deel. God het ons nie nodig om die evangelie te deel nie. Hy het dit nie nodig nie. Drome waar hulle Jesus sien. En dan begin kerk toe gaan. Ek het nou, die week het ek vir Esme gelees op Facebook, 'n ou, wat ek so 'n bietjie interessante goed geskryf oor Suid-Afrika. Ek dink is 'n Zulu. Maar ek het agterkom, hy's Joods, want hy praat altyd van die Sabbat. So teen donderdag gaan begin hy nou regmaak vir Vrydag vir die Sabbat. So ek dit altyd my bietjie geplaat dat hy 'n Jood was, maar dis alright, ek het gehou van sy goed wat hy skryf. En toe die week, kan jy glo, skryf hy en sê, julle sal sien ek het nie baie gepost die jaar nie. Ek het regtig geworstel met God. Hy sê, en Jesus het aan my deur kom klop. En hy sê, môre gaan ek kerk toe. En ek gaan met die dominee praat, want ek wil meer weer van Jesus leer. Ek wil teruggaan na die hart waarmee ek groot geword het. Ek gaan Judaïsme op sy skryf, want ek het Jesus weer gevind. Aan die einde van hierdie jaar. Is dit nie, ek kry honderde, is nie amazing hoe God werk nie. Ek het Jesus weer gevind. Ek het besef, hy is die Messias. Amazing. En ek bewonder die mense wat dit nou gelees het, hoeveel nie daardeur geraak is nie. Dis het God het hom nie gelos nie. God het hom nie gelos nie. Herlewing begin nie, nuwe lewe in 'n kerk begin nie met beter musiek, met beter programme of beter preke nie. Herlewing begin wanneer ons weer God se grootheid besef. En dis regtig my gebed vir die gemeente vir die jaar, dat ons God se grootheid weer sal besef. Op ons knieë sal neerval voor die koning van konings en besef dat ons niks sonder hom is nie. Wanneer ons besef dat hierdie Christuskind, wie se geboorte ons hierdie week gevier het, ons redder en Here is. Dit is deur Jesus Christus dat mense van elke volk, stam, taal en nasie God sal eer en aanbid. Openbaring 21 vers 4 sê, die nasie sal in die stad se lig lewe en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense sal luister en die rykdom van die nasies daarheen bring. Die nasies sal in die nuwe Jerusalem, die nuwe hemel en die nuwe aarde wees. God ontbloot in hierdie gedeelte die harte agter minagtende aanbidding. Wat is die hart hier agter? 12 vers tot 14. Die priester sê, kyk watter moeite is dit nie. Hier na 'n stuk gaan lees. Kyk watter moeite is dit nie om alweer offers te bring, om alweer die vure aan te steek, om alweer die plek skoon te maak nie. Hulle het aanbidding as 'n las gesien. Hulle bring gesteelde en siek diere, waardelose offers. Gaan lees daar. En dan wat sê God? Vervloek is elkeen. Hoekom? Waardewoorde. Hoekom? Want ek is immers, vers 14, ek is immers die groot koning, sê die Here, die Almagtige. Jy sal sien hy herhaal, ek het nou nie dit gesê nie, maar hierdie woordjie, die Here, die Almagtige, ek dink is 20 keer of so iets, maar is baie, wat hy herhaal, die Here, die Almagtige, die Here, die Almagtige. Wat sê dit? Die Here wat opperheer oor alles is. Vir my naam sal die nasies ontzag hê, en my naam sal geëer word. Jy sien, hulle het nog steeds die rituele uitgevoer, maar hulle het die eer verloor. Hulle het die vorm van aanbidding gehad, maar die vuur van aanbidding verloor. Daai verhouding is verloor. Ek dink nogals aan
Hier in Kerstyd het iemand heel waarskynlik ergens 'n baie mooi fiets gekry. En hy pas hom mooi op. Nee, dis 'n waardevolle besitting. Dis iets wat hy baie graag wou hê. Waardevolle besitting. Elke aand, hy word nie eers buite gelos nie, elke aand, ek het dit al gesien, word daai fiets ingestoot. Dink jy van ons seentjies so langs hom met hom geslaap het heel waarskynlik. Een van hulle. Langs hom slaap, hy word mooi skoon gevee, al die stof van die dag se ry word afgevee. Hoe lyk dit oor 'n paar maande? Dan lê hy buite in die reën. Hy het nie sy waarde verloor nie. Die verhouding is verloor. Die besef van die waarde is verloor. Dis wat ons baie doen met geskenke, nê? Geskenke is mooi en dan word hulle so eenkant sit en dan gaar hulle stof op. Hierdie geskenk van God, ons moet daai vuur aan die gang hou, ons moet daai verhouding. Sing ons, hoe sing ons? Sing ons sonder aandag? Bid ons sonder 'n verwagting? Gee ons sonder dankbaarheid? Sien, ons kan maklik deelneem aan goed in die kerk. Ons kan maklik ons dankoffers bring. En as dit net 'n ritueel. As daai geld ingooi word op die SnapScan, dit moet nou alles elektronies ook nog, sy gedoen word, is dit net ritueel? Of is dit, ek doen dit uit dankbaarheid, dankie Here. Dankie dat ek kan gee. Dankie dat U vir my gee dat ek kan gee. Dankie dat ek kan sing. Dankie dat ek 'n stem het, al is hy vals. Al gaan hy van die noot af. Dankie dat ek 'n stem het. Dankie dat ek op my knieë kan staan en my diepste versigtinge voor U kan bring, want ek weet U hoor dit. Leef ons asof ons nie die krag van die Gees het nie? Handelinge 1, jy sal die Gees ontvang. Die krag van die Gees ontvang. Ware aanbidding, ek wil eintlik sê enigste aanbidding, gaan nie oor perfektheid nie, maar dit gaan oor God se eer. Dit gaan nooit perfek wees. Onthou, ons kan nooit perfek wees nie. Wat ons ook al doen, kan nooit volmaak wees nie. Dis volmaak in Christus. Dis net volmaak in Christus. Maar God sien ons harte raak. Dis soos daai vrou wat daai een muntstuk ingegooi het, nê. Dis nie 'n 10de nie, dis nie 'n 20ste nie, dis nie 'n 50ste nie. Dis 'n 100ste. Dis net 'n simbool, dis baie simbolies van alles. Alles behoort aan hom. En in die gedeelte eindig negatief. Ek beloof volgende week gaan baie meer positief wees, die laaste gedeelte. God waarsku en korrigeer geestelike leiers. Hy praat hier van 'n verbond met Levi. Hy praat ook dat hy hulle alreeds gestraf het eintlik. Verbond met Levi. Levi het die priesters, die stam waar die priesters kom. En as ons, dis die mooiste gedeelte daai, nê. Hy staan dan vers 5 van hoofstuk 2. My verbond met hom was bedoel, met Levi, was bedoel om lewe en vrede te gee. Dis nie mooi nie. Ek het dit aan hom gegee, aan Levi gegee om ontsag te wek. Dis wat die priesters moet doen. Hy het vir my ontsag gehad en vir my naam het hy gesidder. Betroubare onderrig, so waarheid in die wet, het uit sy mond gekom en onreg is nie op sy lippe gevind nie. In vrede en opregtheid het hy saam met my geloop en hy het baie laat afsien van sonde. So deur die woorde van die priester moes mense na God, soekende mense, mense wat rigting soek, mense wat waarheid soek, moes dit op die lippe van die leviet, van die priester hoor en sien in sy lewe. En dan sê hy, ek sien dit nie. Ek sien dit nie. Wat doen julle? Julle laat mense struikel, as jy die volgende paar verse dan nou lees, daarvan na vers, ek dink ek het hom daar opgesit nie. Nee. Maar jy sal sien, hulle laat mense struikel in deur hulle onderrig. Baie mense praat van, ek het eendag dit gehoor, ek moes wou dit nog gaan opsoek het weer, hermeneutiek van vertwyfeling. Wat jy, ek was een keer by jare, ek kan dit maar hier sê, mense sal kyk wat daarna kyk. Jare terug in die noorde van die land, is ek by 'n gemeente gewees. Ek onthou dit is 'n Saterdagmiddag gewees. En so in 'n konsistorie gesit met die ouderlinge en predikante, 'n paar predikante, 3 of 4 predikante, ouderlinge, diakens, leiers. En die ou het my genooi het, is 'n lidmaat gewees van die gemeente, goeie vriend van ons. En ons praat oor absoluut die waarhede van die skrif, en die relatiewe, die goed wat die wette en die goed wat verval het in Christus so. En op heel oggend praat ons en ons kyk na die goed en ons kyk na die skrif
En daar's so 'n ouderling wat hier sit, en hy staan so op, en hy sê vir my, jy praat dan maar die grootste nonsens. Waar kom jy daaraan dat daar waarhede is, wat vir almal waar is in die skrif? En ek moet sê, dis die eerste keer dat ek verloor nie sommer my cool in opleiding nie, ek is mooi genade gewoonlik, maar ek het redelik nogals daar afgegaan en toe gesê, dis reg, as die gemeente wil mense nie laat help om te groei in hulle geloof nie, is dit heeltemal fyn. Jy gaan verantwoording doen voor God. Want dis waarom jy op pad is. Jy help nie mense om te groei in geloof, in hulle verhouding met die Here, jy help mense om te twyfel. Jy het eintlik die hele manier van hoe jy hanteer is, ons is nie seker nie. Ons is onseker. Ek sien dit baie nou. As baie boeke en goed, is die onsekerheid van my geloof. Natuurlik worstel ons sê nie ons worstel met ons geloof, maar om die hele tyd te sê ek is onseker. Onsekerheid lê tog in Christus, nie in onsself nie. Nie in my eie denke nie. Dit vang my nogals, dis weer eens hierdie ding van dis okay as jy onseker is. Alles moet so half net nooit rustig wees nie. Natuurlik, maar dit lê nie in onsself, dit lê in God. Maar ons boodskap moet wees dat mense groei in hulle geloof. En dis nie net die predikant nie. Dis nie net die persoon wat hier voor staan wat dit moet doen nie. Onthou, ons is nou almal priesters en profete, nê. Ek dink dis die teks wat ek het nou julle is egter 'n uitverkore geslag. Petrus kyk na die gemeente en hy sê, julle is 'n uitverkore geslag. Soos wat hy God met Israel gepraat het. Hy sê, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit duisternis geroep het na sy wonderlike lig. So dis nie net die persoon wat hier staan nie. Elkeen van ons moet nou hoop bring. Moet mense op die regte pad bring. Moet mense help om 'n sonde besef te hê. Deur Christus. Dis hy wat ons die krag gee. So dis nie net my rol, of André se rol, of Dani se rol, of wie ook al hier voor preek nie. Elkeen van ons is geroep. Christus is natuurlik in Engels kom die ultimate hoëpriester. En dan gee hy dit oor vir ons. Deur hom. Hy vervul al hierdie goed waarvan God die Lewiete aankra, en dat hy sê, julle seëninge sal nou vervloek wees. Dit wat eintlik vir julle goed moes wees, daar in vers 2 vers 2, praat van vervloekte seëninge. Die vernedering wat hulle sal ervaar, die pensmis, soos hulle dink nou, ek ken nou nie lekker as jy slag nie, maar ek neem aan, as jy nou verkeerd sny of so, kan hy redelik spat. Hy sê, daai pensmissel, en die mense sal vir julle lag. Julle wat geëer moet word, omdat julle manne van my naam is. Hulle sal verloor geloofwaardigheid. Sien, wanneer leiers eerbied van God, vir God verloor die mense vir wie hulle moet dien rigting. Die mense wie aan God aan ons toevertrou het, verloor rigting, as ons nie eerbied vir God het nie. So is nie net ek nie. As elkeen van ons, as ons nie eerbied vir God het nie, die mense wat hy aan ons toevertrou, verloor rigting. 2 Timoteus 4 vers 3 sê juist, dat die mense sal vir hulle leermeesters kry, wat hulle jekende ore sal krap. Beteken, hulle sal mense kry wat net sê waarvan hulle hou. So as ons Sondag hier sit en net die goed hoor waarvan ons hou, dan gaan die kerk doodloop. So ons moet uitgedaag word, om nie te gaan dink, om te reflekteer, en dis wat ek juist wou doen, dat ons sal gaan kyk, en sal gaan vir die Here sal vra, wat verwag hy van ons? So in hierdie tyd, waar ons die geboorte van Jesus Christus vier, is hierdie woorde van Maleagi nie net veroordelend nie, maar uitnodigend. 'n Uitnodiging tot hernieude passie, opgewondenheid oor dit wat God in ons lewens deur Jesus gedoen het. Hernieude aanbidding, elke faset van ons lewe. Hernieude dankbaarheid vir wat hy gedoen het, die nuwe lewe wat ons het, te midde van ons omstandighede. Hernieude deel van die goeie nuus met ander. Hernieude eerbied vir 'n God wat ons beste verdien. Aan die einde van 2 Samuel, en ek sluit hiermee af, Dawid vlug
en 'n klomp goed gebeur en God red hom. En dan sê die ouens, dan kom die profeet en sê, bou 'n altaar vir die Here. Dan bou hy 'n altaar, dan kom 'n ou en sê, hierso, ek gee vir jou al hierdie diere verniet. Ek gee vir jou al hierdie offers verniet. Dan kom Dawid en hy sê, ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. En dan as toe ek dit lees, toe kom Romeine 12 vers 1 tot 2 my op. En hiermee sluit ek af vanoggend. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Amen. Ons gaan saam sing. Kan maar staan. Kom ons sing dit uit ons harte uit. Al is dit ook 'n Engelse lied. Partykeer, ek het nou reg met 'n vriend van my dan Windhoek, toe sê hy, die mense het so 'n bietjie gekla oor die Engels. Toe sê hy vir hulle dit, hy hou nogals van Engels lied, want dit laat hom dink oor die woorde. Anders dink ons goed wat ons nie oor dink nie. So dink mooi oor die woorde. So die Engels nou altyd vir ons vreemd, maar dit laat ons dalk weer dink en dis 'n baie mooi lied hierdie. Been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life the goodness of God. I love your voice. You've led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. In the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath
goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee hierdie week. Amen.